Colin Smith, Dominee Colin Smith by Kerk Sonder Mure. Colin, ek weet jy moet sommer nou preek en jy's op die kansel nou, maar jy het nog steeds gesê jy wil deel wees hiervan. Ons waardeer dit. Baie dankie en die mikrofoon is joune. Ag, dankie julle en ja, ekskuus dat ek nou weer op pad is, maar dis 'n groot voorreg en ek dink ons almal wat hier is so opgewonde oor wat ons Here wil doen ook deur hierdie plant en deur die vrug wat hieruit sal kom. En ek dink ons almal wat deel in julle lewe weet ook en wat vooraf gegaan het hiertoe. En ek dink julle is soos 'n double blessing vir ons en so nou 'n gemeente in die Bybel is ek dink wat regtig double blessing ervaar het of wat dubbel geseënd was is die gemeente wat 2 briewe gekry het. En nie bietjie nie, lekker 2 vol is. Die een is 'n hele 6 hoofstukke van Paulus wat vir hulle skryf. Weet hierdie gemeente waarna hy so hard gewerk het en soveel ingesit het en soveel belewennisse gehad het. En wanneer hy die brief aan die gemeente in Efese skryf, dan is dit seker die bondigste opsomming van die evangelie wat jy kan kry en die implikasie daarvan vir die lewe en vir die wêreld, verhoudings, die huwelik ensovoorts wat jy kan kry. Ek dink dis 'n wonderlike ryk brief. En natuurlik dan die Here Jesus self wat vir Johannes sê, skryf 'n brief vir 7 gemeentes en dan is die eerste gemeente wat hy noem is hierdie gemeente in Efese. So en dan sê hy daar vir hulle, julle doen goed, maar keer terug en doen wat julle van die begin af gedoen het. So dis 'n gemeente wat baie steun en ondersteuning beleef, maar ek dink is omdat hulle so groot seën is. En vir julle wat regtig man en vrou van gebed is, kan ek nie anders as om Paulus een van sy gebede hier in Efesiërs vir julle voor te hou en voor te lees en regtig vir julle te bid vir die pad vorentoe nie. Dit kom uit Efesiërs 1 vers 18 tot 22. Paulus skryf, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, letterlik daardie oë van julle harte. En die woord verhelder is dat dit 'n fisiese stand sal wees. So julle gaan verander na 'n plek toe van dit gaan vir altyd nou so wees. Dat julle geestesoë so sal verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Jesus uit die dood uit opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo alle bose magte en enige ander vorm van gesag waarvan daar te sprake mag wees. Nie net in hierdie bedeling, maar ook in die bedeling wat kom. En dan hierdie mooi seëngebed, né? Aan hom het God alles onderwerp, hom wo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. En dan hierdie waarheid. Die kerk, en dis ons almal hier bymekaar, is sy liggaam. Die volheid van hom wat alles in almal vervul. Volheid van hom. Die kerk is die volheid van hom. So ek bid sodat julle dit sal beleef in julle bediening, die volheid van die Here, die rykdom van die erfenis en van net julle deel wees en van julle roeping soos Paulus dit hier skryf. En dat julle regtig die oorvloed sal beleef en dat soos wat in hoofstuk 3 sy gebed dit ook so sal wees, dat julle sal beleef dat hy ver meer kan doen as wat ons mag bid of dink. En baie seën op hierdie nuwe reis en mag die nuwe plant so op die regte tyd ook weer kom wat vanuit hierdie plant sal wees. So baie seën. Dankie Colin, dis ja, dankie vir daai woorde. Ek sal dit weer gaan luister want ek wil dit graag weer hoor. So dankie. Ons sal dit gaan neerpen as een van ons mylmerkers. Dankie vir daai seën wat jy gespreek het. Ons vat dit en ons sê vir jou dankie vir jou inbou in ons lewe en ons sê voorgetuies hier dat jy die reg om ons reg te help en jy die reg om ons in ons in te spreek en soos wat jy reeds doen, maar ons gee jou die reg en dankie daarvoor.